3 Junie. Ons kies die beste vriende. Die raad van 'n ware vriend verbly die hart. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. Spreuke 27 vers 9. Almal kry teëspoed. Droefheid en mismoedigheid rus op elke siel. Dit is dan wanneer die teenwoordigheid van 'n persoonlike vriend wat troos en versterk, die pile afkeer waarmee die Satan ons probeer vernietig. Daar is gans te min Christelike vriende. In die versoekingsuur, wanneer die krisis kom, is 'n ware vriend van groot waarde. Onder sulke omstandighede stuur die Satan sy bodes om die beweende voete te laat struikel. Maar die ware vriende wat raad gee, wat met hoop besiel, die kalmerende geloof wat die siel ophef, ja, hierdie soort hulp is meer werd as kosbare parels. Van sy vroegste kinderjare af het Samuel vroom geleef. In sy prille jeug is hy aan Eli se sorg toegestaan en sy lieflike karakter het die bejaarde priester vir hom liefgemaak. Hy was vriendelik, edelmoedig, vlytig, gehoorsaam en eerbiedig. Dit was iets seldsaam dat daar tussen Eli, die hoofpriester van die volk, en die eenvoudige kind so 'n hegte vriendskap sou wees. Samuel was behulpsaam en minsaam, en geen vader het sy kind ooit liewer gehad as Eli hierdie jongeling nie. Hoe aandoenlik om te sien dat die jongeling en die bejaarde die een op die ander steun. Die jongeling soek by die bejaarde raad en wysheid, en die bejaarde soek by die jongeling hulp en meegevoel. So hoor dit. God wil hê dat dit deel van die jeug se karakter moet wees om hulle in die vriendskap van die bejaardes te verlustig. Dat hulle met liefde geheg moet wees aan diegene wat op die rand van die graf staan. 'n Sterk, behulpsame handdruk van 'n getroue vriend is meer werd as goud of silwer.